Goeiemôre. Ek het baie om te sê, so ek moet net eers 'n bietjie hierso hydrate. Amen, dis oomblikke soos hierdie wat ek eintlik nie weet of ek my mond moet oopmaak nie, of dit net moet wees. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat u teenwoordigheid 'n werklikheid is. Omdat u 'n werklikheid is. Dankie Heilige Gees vir u bediening wat reeds vanoggend plaasgevind het. Kom bedien ons verder, Heilige Gees. Kom vloei deur ons, Heilige Gees. Jo, kom die waterampe weer terug. Ons kan in die Here se teenwoordigheid ook net wees wat ons is. So julle, ons maak vandag 'n reeks klaar. Die van julle wat wonder, hierdie is die 18de een. Wat klomp ad-breaks gehad het tussenin. Met klomp pauses tussenin, met klomp dingetjies wat tussenin gebeur het ook. Maar hierdie is die 18de deel van hierdie reeks. Dit vat nogal deursettingsvermoë. Ek was vir 'n oomblik spyt, ek het dit so opgehype dat ons vandag klaar maak, want toe ek nou sit en begin voorberei, te besef ek eintlik is daar nog 3 dele oor. Maar wees nie bevrees nie, ons gaan die 3 dele alles indruk in een vandag. Dis hoekom ek water drink. Want ek het tog steeds gevoel, die Here sê, hierdie jaar maak ons hom klaar, sodat ons volgende jaar vars en nuut kan begin. So ons gaan hom klaar maak hierdie jaar, hierdie kant van die jaar, en as die Here wil vandag. Maar dit was 'n journey. So ek wil net gerecap, die eerste week het ons gepraat. Nee, ek grap begin. Is van julle wat so en van julle. Ek sal nie dit in julle doen nie. Ek wil wel recap wat ons die vorige keer oor gepraat het, as julle my dit sal begin. Ek sal daarmee begin by die begin hê. Maar ons het die vorige keer gekyk en gesê, ons is nou besig met die slotsom van die bergprediking. Die van julle wat dalk glad nie weet nie, die reeks waarmee ons besig was vir baie lank, is die onderste bo wat gaan oor die bergpredikasie van Jesus in Matteus 5 tot 7, en ek gaan regtig net daar stop met my recap van alles wat ons al gesê het, behalwe vir die vorige keer, het ons by die slotsom gekom waar Jesus besig is om sy preek klaar te maak. En dit is nogal met 'n klimaks wat hy klaar maak. En ons het gesê, daar is ons 4 kontraste wat hy mee klaar maak. En die eerste kontras wat ons vorige keer na gekyk het, was 2 poorte met 2 paaie. Daar's 'n wye poort met 'n wye pad, en baie mense kies dit, en baie mense loop op dit, want dit is maklik, en dit is gemaklik. Dan is daar 'n nou poort met 'n nou pad, en min mense kies dit. Die wye pad met die wye poort lei na, die Engelse woord gebruik, distraction, met die smal pad wat lei na lewe. En min mense kies dit. En wat my so kosbaar is van die getuienis, want dit bemoedig my, want ek besef, ons het daai dag het ek gepraat, en die Here het op my gesê, daar's bagasie wat ons moet afgooi, sodat ons deur hierdie poort kan loop. En daar was 3 goed wat die Here op my hart gelê het, waarvan die eerste en die belangrikste een is onvergifnis. Wat die Here sê is maar 'n ding afgooi, sodat ons kan deurloop. En shame en guilt is die ander 2. Dan die tweede kontras, en ek sal regtig nie so lank oor hulle almal praat nie, daar's 2 bome wat 2 tipes vrug dra. Daar's 'n goeie boom met goeie vrug, en daar's 'n slegte boom met slegte vrug, en dit is in die konteks van daar's ons valse profete wat woord bring wat nie die waarheid is nie, en die Here sê, julle sal hulle ken aan die vrug wat hulle dra. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. So as jy wil weet wie en wat 'n persoon is, kyk na sy vrug. En ons het kyk na die 3 D's, en ek sal dit nou nie doen nie, maar die eerste een is, daar's 'n pad wat jy moet kies. You need to decide. En by die tweede een is, ons moet discern, en ons kan dit nie doen sonder 'n dependency, 'n afhanklikheid op Heilige Gees nie.
En vandag gaan eintlik aan met die laaste 2. Ons kyk na 2 beweringe. Mense wat bewering maak en nie wandel in die bewering wat hulle maak nie. En mense wat wandel in die beweringe wat hulle maak. En die laaste ene, die bekende ene, 2 bouers met 2 fondasies. En dan is daar added bonus, want jy sal sien daar is nou 2 gedeeltes. Die derde ene is die laaste 2 versies, waar ons gaan kyk na die reaksie van die mense op dit wat Jesus nou net gepreek het. So ons gaan kyk na daai laaste 2 kontraste en dan ook wat die reaksie was. So, by popular demand, het ek, kyk so vir my, het ek my vrou gevra, maar dit 'n lang stuk is om weer te kom lees. As julle al gesigsuitdrukking kan sien, sal julle weet ek is nou in die moeilikheid. Slukkie water. Sy sê ek moet nie sulke goed sê nie. Soos daai. Nee, ek grap. Nog bietjie moeiliker in die dieper in die moeilikheid. So voordat ons lees, ons gaan weer lees hoekom ek haar gevra het. Smaal vir die mens. Ek grawe weer die gat, my vrou sê ek moet klaar kry, nee, ek wil net nog een ding sê. Ons gaan lees vanaf vers 13, want ek wil lees met die hele konteks sien. So ons gaan lees van vers 13, al is vandag se stuk eintlik net van vers 21, gaan ons Matteus 7 vers 13 tot 20 lees. So Goeiemôre. Okay, ek gaan nie sê wat ek nou wou sê. sê halleluja. Anyway, op 'n ernstige noot. Ek wil sê dat ons almal weet hierdie, maar die woord van die Here is so kragtig, maar jy moet dit jou eie maak. Ek dink die laaste week is ek so bewus daarvan dat ons ken die skrif, maar hoe meer en meer jy dit lees, omdat dit lewend is, raak dit deel van jou en wat dit vir my beteken, wat ek prakties moet doen in my lewe vandag, is nie dieselfde vir hom nie. Is nie dieselfde vir enigiemand anders. So ek wil regtig julle bemoedig. Ek weet hierdie is nou 'n lang journey, maar vir my is dit so prakties. Hierdie is hoe ons moet lewe in die wêreld vandag. Maar ek moet uitklaar wat beteken dit vir my prakties. Anders gaan ek 'n verskil maak hê. Anders gaan die Here se koninkryk nie deur my kan kom soos hy dit wil nie. As ek probeer iemand copy, so ouma, sy bid so, dalk moet ek ook so vir iemand bid. Nee. Anyway, ek gaan nou stop. Okay, kom ons lees. Matteus 7 vers 13. Gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd die poort wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Wees op julle hoede vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeur. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dissels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees wat sy huis op rots gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op rots gefestig was. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het.
Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en deur die huis tref, het dit ineengestort. En die ineenstorting was geweldig. Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy lering, omdat hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie. Amen. Amen, baie dankie my liefste bruid. Ek kan nie nou nie. Amen. Julle, dit is 'n ordentlike mondvol, soos wat hierdie hele bergprediking eintlik was. Ja, so ons gaan die 3 stukkies, gaan ek nou weer net gaan 3 opdeel, en ons gaan hulle net so stukkie vir stukkie vat. So, die eerste gedeelte is die 2 beweringe met 2 waarskuwings. 2 beweringe met 'n waarskuwing, skus. Daar's beweringe van mense, as jy nou opgelet het, wat sê, hulle maak beweringe en sê, Here, het ons nie hierdie en daai en dit en dat gedoen nie, maar hulle lewe getuig dit nie. En dan, die teenkant van daai, daar's wel mense wat die koninkryk van die hemel sal ingaan, omdat hulle gedoen het. Ek wil dit net geweer lees. Nie elkeen wat vir my sê, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar diegene wat die wil van my Vader maar die wat dit is hoekom. Maar net diegene wat die wil van my Vader in die hemel, ek weet nog steeds. Julle kan lees. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Julle, hierdie is scary. En daar's nie 'n mooi manier om dit te sê nie, dit is scary. En mens kan na hierdie kyk op 2 maniere, uit 2 verskillende hoeke, en albei hoeke, dink ek, is relevant vir vandag. Die eerste hoek is, mens moet onthou uit die konteks van waaruit Jesus nou net gepraat het. Jesus was nou net besig om te sê, daar's 2 tipes bome, daar's 'n goeie boom met goeie vrug, daar's 'n slegte boom met slegte vrug. Daar's ons valse profete in hierdie wêreld, en julle sal hulle uitken aan die vrug wat hulle dra. En letterlik net daarna gaan Jesus aan en dan begin hy praat oor, ek het julle nie geken nie. So die eerste ene is Jesus wat sê, weet jy, daar's valse profete in ons midde, en ons weet van dit, ons kan dit sien, dit raak al hoe meer en meer en meer, die valse lering, en mense wat ander mense probeer mislei, en van die pad afvat, en probeer wys na die breë pad, en die Here sê, elkeen van daai mense se knie sal buig, elkeen van hulle se kniekie sal buig voor die Here, en hulle sal verantwoording doen, vir dit wat hulle sê, en dit wat hulle doen. Ek het laas gepraat oor, dit is nie ons werk om regter te wees nie, dit is die Here se werk. Dit is nie ons werk om vir hulle te besluit wat hulle punishment moet wees nie, dit is die Here se werk. Hulle kniekie sal buig, ons moet wakker wees, want dit is 'n realiteit. Die tweede hoek is, hierdie is ook 'n geweldige waarskuwing vir my en jou. Om te sê, hierdie is nie net oor die valse profete nie, maar dit is om vir jouself te kan vra, waar staan ek? Ken ek die Here? Christof het in hierdie, in April, dink ek, het hy hieroor gepreek, en ek wil jou aanmoedig om hierdie te gaan luister. Ek gaan nie naastenby in soveel detail gaan nie, want ek het nog 2 preke wat ons vandag gaan moet indruk. So ek gaan nie naastenby oor soveel detail praat nie. Maar ek gaan 'n paar dingetjies wat hy genoem het net aanraak. Want dit is waarheid. So hy het gesê, sy woorde was, hierdie is vreesaanjaende woorde van Jesus. En as mens gaan kyk na die woorde, dan is dit vreesaanjaend op verskillende vlakke, maar die eerste rede hoekom dit vreesaanjaend is, want Jesus is besig om te praat oor my en jou, en elkeen van ons se eindbestemming. En ons eindbestemming, wanneer Jesus sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie, is dit finale woorde, wat onherroepelik is. Dit is finaal en onherroepelik. En dit beïnvloed vir my en vir jou. En dit is die tweede ding wat hierdie ding so scary maak en vreesaanjaend maak, want die teikengroep met wie Jesus praat, is nie die mense wat nie glo nie. Jesus is besig om te praat met die kerk.
As ons dit in vandag se wêreld vat, dit is mense wat in die kerk sit, wat elke Sondag in die kerk sit, wat sê Here, Here, wat nie net hier sit nie, maar selfs se oulike dinge doen, wat profeteer, wat demone uitdryf, wat lekker klomp gedoen, wat die skynsel het van iemand wat die Here se werk doen. Dit is wat hierdie ding verder vreesaanjaend maak. Want dit gaan nie eers oor die wêreld nie, dit gaan oor ons. En dan is daar die waarskuwing. 'n geweldige waarskuwing. Die werkers van ongeregtigheid sal nie die koninkryk van God binne gaan nie. Julle, hierdie is nie 'n stuk wat mense net kan ignoreer en oor aanhardloop en aangaan na die volgende stuk nie. Hierdie is die slotsom van Jesus se preek. Mense dink hy gaan dit op 'n baie eindig en vir jou great motiverende woord gee en dan kom hierdie. Die titel van Christof se woord was Ontwaak uit die sluimering en dit was eintlik deel uit ek dink dit was begin van hierdie jaar het hy gepraat oor word wakker. As jy nog nooit die Here geken het nie, as jy nog nooit die Here gedien het nie, is dit tyd om wakker te word. So daar's mense wat slaap wat nog nooit die Here aangeneem het en dan staan mense wat either die Here aangeneem het of afgedwaal het of wat gedink het hulle die Here aangeneem, maar daar was nooit werklike verandering in hulle lewens nie. En om te ontwaak, word wakker. En julle, dit is die oproep nog steeds, is word wakker. Hierdie handel oor ken jy werklik die Here, 'n reis na ware gehoorsaamheid, verkenning van God se koninkryk en die waarheid van ons geloof. As ek so kyk, my kop dink in prentjies, dan dink ek soos, weet jy, ek dink baie keer die mense wat Jesus na praat, maar ek skoon my nou want hierdie is nou nie heeltemal wat hier staan nie, maar dit is my kop wat nou weer net in prentjies dink. Daar's klomp mense wat die Here sal sê ek het jou nie geken nie, hulle is besig om in hulle slaap te loop. Hulle loop rond en hulle lyk soos iemand wat wakker is, maar hulle is nie. Nou ek kan vir julle sê uit ervaring met een van ons dogtertjies dit baie keer doen. Dit is nogal scary. Eerstens vir hulle want hulle kan hulle self beseer en tweedens vir enigiemand wat dit waarneem. Want die volgende oggend weet hulle van niks. Maar julle, dit is tyd dat ons nie lyk soos iemand wat wakker is en rondloop in 'n huis nie. Die Here sê word wakker. Word wakker. En julle, hierdie kan klink soos 'n doom and gloom boodskap en dis die laaste ding wat ek vandag hier wil staan en doen. Want aan die een kant staan ons hier soos 'n geweldige waarskuwing en ons kan dit nie miskyk nie. Maar aan die ander kant, as jy nou net opgelet het wat die hele Sermon on the Mount gepreek is en wat ons verder sien, dan sê die Here, hierdie is nie net 'n waarskuwing nie, maar dis ook 'n uitnodiging. En met 'n belangrike vraag van, ken jy vir Jesus? Want hierdie is waar die middelpunt van alles lê, van die hele bergpredikasie is, weet jy wie Jesus is? Want as jy weet wie Jesus is, dan sal alles wat nou net gepreek is, 'n lewend wese in jou, en sal jou lewe heeltemal onderstig bo gedraai word waar die hele storie eintlik gaan, sodat jy onderste bo kan lewe in 'n samelewing, en kan uitstaan met Christus wat in jou is, en deur jou leef. So die eerste vraag is, ken jy vir Jesus? Die belangriker vraag is, ken hy vir jou? In die Hebreëse kultuur is daar die sending, to know a rabbi is to walk in his dust, to live as he live. Om vir Jesus te ken is so naby aan hom te leef, dat waar hy loop, sy stof op jou spat. Dit is so naby die Here wil hê ons moet aan hom wees, dat sy stof op ons spat. Soos ek sê, die belangrike vraag is ken hy vir jou? Ken hy vir jou? J.I. Packer sê, what matters supremely is not the fact that I know God, but the fact that he knows me. Alhoewel hierdie woorde vrees aan die hand is, wil ek vir jou sê, daar is hoop, want die wat hom ken, het die hoop van 'n ewigheid waarvan Marius nou die dag gepraat het. So hierdie is nie 'n doom and gloom boodskap nie, hierdie is, daar is hoop. Daar is hoop. So, Jesus sê vir ons presies hoe ons die koninkryk kan ingaan. Hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie,
maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Wie gaan die koninkryk in? Die wat die wil doen. Nou daai as mens nou net daarna kyk en dit klink, joh, as ek die regte goedjies doen, kan ek in die hemel kom. Dit is glad nie wat Jesus besig is om te sê nie. Ons weet ons is gered uit genade op grond van of deur geloof. En julle ware geloof is gewortel in ware verhouding. En die uitvloeisel van 'n ware verhouding is die ware gehoorsaamheid. Andrew Murray sê, obedience is the fruit of indwelling spirit. Obedience is die vrug van die Gees wat in jou woon. Dit is hoe die wêreld kan sien die Gees is in jou, is die feit dat ons gehoorsaam is. Ek kan klomp goed sê, ek wil aangaan. 1 Johannes 2 vers 28 tot 29 sê, en nou kinders, bly in hom, en dit is hoe mens in die Here bly, is al hoe ons daai verhouding met hom kan lewend hou. En nou kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn. En nie met sy wederkoms deur hom in die skande gestel word nie. As julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat doen wat reg is, uit hom gebore is. Halleluja. Jakobus 2 vers 14 tot 20 gaan eintlik op dieselfde trant aan. Hy sê, wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. Weerens kan mens nou dink, is dit dan nou geloof wat hom red, maar hy sê nee, hierdie tipe geloof, wat is 'n tipe geloof? Nie ware geloof nie. Met ander woorde, valse geloof kan jou nie red nie, want dit is vals. Is julle met my? As 'n broer of 'n suster sonder klere sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen as dit nie op dade uitloop nie. Hoe is dit? Dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Ware geloof se uitvloeisel is gehoorsaamheid. Is julle met my? Glo jy dat God een is? Goed so, ook die demone glo dit. En hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Ek wil vir 'n oomblik net hier pause. Een van my mensetjies wat my baie challenge gesê, nou wil gechallenge word, ek het dit al gesê, ek weet nooit om sy van te sê nie, maar I.W. Tozer, dankie Tannie Esther. The devil is a better theologian than any of us. And he is still the devil. Ons raak baie keer so verstrengel in teologiese goed, nou weet jy, die duiwel weet meer as ons, want hy het die Here in al sy heerlikheid reeds gesien. Die duiwel weet meer as ons, maar hy bly die duiwel. En ek wil vir jou vandag sê, net om klomp dinge hier te weet, is nie wat vir ons op daai nou pad kry of hou nie. Dit is net deur 'n verhouding. Selfs die demone weet. En omdat hulle weet, bewe hulle. Ken jy hom? Jakobus 2 vers 26 net 'n bietjie verder aan sê, want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Julle, hierdie is hektiek en ek kan nou lank hieroor praat en ek wil aanbeweeg. Christof het in sy boodskap het hy 5 dinge gewys wat eintlik pointers is van hoe lyk 'n lewe met lewendige geloof. En ek gaan nou nie daar preek of praat nie, julle kan sy boodskap gaan luister, maar hier is 'n paar pointers. Die eerste pointer is, hoe lyk 'n lewe van ware geloof, wat sy uitvloeisel ware gehoorsaamheid is. Die eerste een is ware geestelike wedergeboorte. Dat daar 'n oomblik is waar jy waarlik 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping word in Christus. Die tweede een is voortdurende gemeenskap. Continuous relationship. Gemeenskap, as mens dit nou baie mooi wil sê, is 'n vreeslike intieme ding. Wat net in die huwelik hoort, daai woord gemeenskap. Dit is die verwagting wat Jesus het met ons om so te lewe, so een met hom te wees, dat ons gemeenskap, intimiteit, intiem is met die Vader. Die vrugte van die Gees.
Vriendelikheid, goedhartigheid, geduld, al daai. Christof het hulle almal opgenoem. Ek gaan dit nie eens probeer doen nie. Wel dan, Christof. En hierdie vloei uit in 'n liefde vir ander. Ander is nie net jou medemens nie, maar ook die wat die Here nie ken nie. Dat die Here 'n passie in ons hart laat brand, omdat ons weet wie hy is, dat ons dit vir ander mense wat hom nog nie ken nie, ook kan vertel. En ware geloof volhard in beproewing. Ons kom nou meer daarby uit. Ek het nou die dag, sit ek in 'n gebed, byeenkoms, en ek weet nie hoe ek by hierdie stuk beland het nie, maar toe ek hierdie lees, toe vat hierdie eintlik 'n geweldige stuk wat ons oor praat saam. Dit is 'n lang stuk en ek gaan dit in Engels lees, so vergewe en verskoon my. Die opskrif wat my eintlik gevang het toe ek hierdie stuk lees, in die Engels is it saved in order to do good. In Titus 3 vers 1 tot 11. In die Afrikaans sê dit optrede van gelowiges in die samelewing, wat vir my ook eintlik cool is, want hierdie is hoe die optrede lyk van 'n gelowige in die samelewing. En hierso kan ons sien die prentjie van hoe lyk dit en hoe lyk dit nie. En hoe gebeur dit? Hy vat alles saam. Remind the people to be subject to rulers and authorities, onderdanig. To be obedient, gehoorsaamheid. To be ready to do whatever is good, om goed te doen. To slander no one. To be peaceable and considerate, and always be gentle toward everyone. And at one time we were all foolish. So ons almal was op een of ander tyd, ons lewens nie so gelyk nie. Hoe lyk dit? Disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passion and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and the love of God our Savior appeared, hallelujah, He saved us. Hy het ons van al daai gemors kom red, kom uitruk, not because of our righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth, een van die tekens van dat daar ware geloof is, and renewal by His Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Christ Jesus our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Dis hoekom ek sê, hier is nie 'n doom and gloom nie, daar's hoop, want ons het 'n redder wat gekom het om redding te bring. En as ek sê ons moet in 'n verhouding met hom staan, dan bedoel ek nie dit is 'n airy-fairy oulike idee nie, ek bedoel dit is 'n covenant verhouding waar daar bloed gevloei is en die prys is betaal en dit is volledig. Daar's hoop. Daar's hoop. Daar's hoop. Op grond van wat hy gedoen het. En dit is vir my amazing, want hierdie stuk vat dit so saam, sy gees is uitgestort in ons, dis wat ek die vorige keer gepraat het, dat alles wat ons doen, moet ons doen in 'n afhanklikheid van die Heilige Gees. Vers 8 sê, this is a trustworthy saying, and I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. Those things are excellent and profitable for everyone. Hallelujah. Nou kom ons sommer nog so 'n waarskuwingsstorie in, but avoid foolish controversies. En ek gaan nie eens daai woord uitspreek nie, genealogies. Kyk vir die Engelse juffrou en sy staar vir my terug. Dis my vrou. Haar oë is net so groot. And arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Julle moenie betrokke raak in onnodige gemors gesprekke nie, dit mors jou tyd. En hierdie ding, ek moet nou nie op hierdie saadtrek gaan nie, maar hierdie ding gebeur so baie in ons samelewing, dat ons ingetrek word in gesprekke wat net ons tyd mors, en nie profitable is vir enige iemand nie. Inteendeel, raak ons baie keer so ingetrek dat ons op die oud ons getuienis amper weggooi. Wees versigtig. Warn a divisive person once, then warn them a second time. Hier is die waarskuwing. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. Hektiek. Ek kan nie vandag daaroor preek nie, maar dit is 'n preek op sy eie. Julle, dit gaan oor meer as om net die regte dinge te sê. Die fariseërs sê ook die regte dinge. Die skerry ding is, die vyand weet nie net goed nie, hy counterfeit ook. So hy laat counterfeit prophecies, daar's valse profetiese woorde, daar's selfs valse wonderwerke wat gebeur. Vir my en jou gaan dit oor meer as om net die regte ding te sê. Die vraag is, en ek vra weer, ken jy vir Jesus? En die belangrike een, ken
hy jou. Hierdie skrif het my gevloer en ek sal dalk op 'n ander tyd hieroor praat, maar Jesaja 29 vers 13. My kop toe het ek gedink in my kop Jeremia, en ek weet dit staan in Jeremia 29, so ek was halfpad excited en toe is dit nou nie so nie. Want Jesaja en Jeremia in die Bybel, want ek het eers per ongeluk Jeremia 29 gelees en ek het nou dit vir Marius ook per ongeluk weer begin lees. Maar hoor gou wat sê Jesaja 29. Hy sê, so het die Here gesê, hierdie mense sê hulle behoort aan my. Hulle eer my met hulle monde, maar hulle harte is ver van my af. En hulle aanbidding bestaan uit niks meer as menslike opdragte en tradisies. Julle mag hierdie nie vir een oomblik waar wees van my en van jou nie. Ek wil julle herinner wat die Here vir ons in die begin van die jaar gesê het. Return to the heart of worship. Die hart van ware aanbidding is 'n lewe wat neergelê is onder die heerskappy van Jesus, wat wandel in gehoorsaamheid. Treukie vir treukie, stappie vir stappie. Meer is net menslike opdragte en tradisies, wat in 'n lewende, ware verhouding is met Christus. Omdat daar ware geloof is. Is julle met my? Moving on. Ek het baie langer gepraat oor daai, die ander twee is baie kort, so julle kan baie rustig wees. Hierdie een het ons al baie gehoor, daar's 2 bouers met 2 fondasies. So kom ons lees dit. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees, wat sy huis op rots gebou het. Toe die reën begin val en die waterstrome kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineen gestort nie, omdat dit stewig op die rots gevestig was. Eers my notas lees, ek sal nou terugkom daarna. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees, wat sy huis op sand gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit ineengestort en die ineenstorting was geweldig. Hierdie laat my dadelik dink aan die mense wat die breë pad volg, waar die Engels praat van destruction, totaal en alle verwoesting. Dis nie net 'n ligte dingetjie nie, dit is totaal en al chaotic destruction. Julle, daar's 2 bouers, julle ken hierdie storie, so ek gaan regtig nie baie tyd op dit spandeer nie. Ons sien 2 bouers, die interessante ding is, hulle hoor dieselfde ding, hulle albei bou, en as jy nou op die oppervlak kyk, dan lyk dit pretty much dieselfde. Sondag na Sondag sit elkeen van ons in hierdie diens, ons hoor dieselfde ding. Party van ons kyk nou goed op YouTube en ons doen ander goed, maar ons hoor die woord van dieselfde Here. En jy is besig om te bou. Ek wil vir jou vandag sê, jy is besig om te bou. Maar waarop bou jy? Ek praat hard vandag. Wanneer die storms kom, en julle sal dit nou weer sien, en ek sê dit elke keer, dis nie as nie, dis wanneer. Daar is eintlik 'n belofte dat daar gaan storms kom. Of dit nou is persecution, of dit nou is moeilike tye, of wat ook al dit is, storms gaan kom in jou lewe, in myne en in joune. Dis amazing, want hierdie week het ek in my een kind gesien, hulle is klein en daar storms. Die snaakse ding is, hulle storms veroorsaak vir my storms. En dan kom ek agter, ek het ook nog baie om te groei. Maar storms sal daar wees. Elkeen van ons storms lyk verskillend, maar wanneer daai storm kom, sal die fondasie waarop gebou is, sal reveal word. Ek weet nou nie eens vir die Afrikaans, dit sal sigbaar word. Wanneer die storms kom, sal die fondasie sigbaar wees. So die vraag is, waarop het jy gebou en waarop is jy besig om te bou? Want die storms gaan kom en jy is besig om te bou. Het is maklik om op die sand te bou. Het is maklik om op die breë pad te loop. Het is moeilik om op die nou pad te loop, deur daai nou poort te gaan. Het is baie moeiliker om op rots te bou. Die uiteinde van sand en die uiteinde van die breë pad is albei destruction. Die uiteinde van die nou poort met 'n nou pad
en op rots bou, is lewe en lewe in oorvloed. En verder is dit hoop vir die ewigheid saam met ons verlosser. As julle met my, waarop bou jy? 1 Korintiërs 3 sê Paulus het beter as wat ek het kan sê. Hy sê 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 13, hy sê op grond van die genade wat God aan my broers bewys het, weer hierdie, ek voel al sleg dat ek Efesiërs 2 vers 8 so baie aanhaal, en ek voel sleg dat ek so baie praat oor genade, maar dit voel vir my elke keer, voel dit die Here wil hê ek moet hierdie ding sê, so dan sê ek dit. Ek weet nie hoekom nie, maar ek weet ook presies hoekom, want die Here wil hê ons moet dit hoor, want ergens sit daar nog leuns vas, dat ons dink ons uit ons eie uit nonsens kan doen en onsself kan red, en dit is nie 'n waarheid nie. Dis 'n absolute leuen. So, op grond van genade van God, op grond van die genade wat God aan my bewys het, het ek soos 'n meesterbouer die fondament gelê. Ander bou daarop voort, maar elkeen wat op hierdie fondament bou, moet baie versigtig wees. Want niemand kan 'n ander fondament lê as die een wat alreeds gelê is nie, Jesus Christus. As enigiemand op daardie fondament bou, kan hy goud gebruik of silwer of edelstene of hout of hooi of stoppels. Daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom, want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef of dit stand hou. Ek wil weer sê, daar kom 'n dag. Elkeen van ons se kniekie gaan buig. En ons gaan sê, Here, en my vraag is, ken hy jou? Jy is besig met te bou en my vraag is, waarop bou jy? As ons kyk na wat hierdie skrifgedeelte dan sien ons die wat bou op rots, is die wat wandel. Die wat gehoor het en die wat daar volgens, ek dink Afrikaans sê handel. Met ander woorde, die dwaas is die mense wat hoor en hulle doen niks daaraan nie. Die wyse een is die ene wat hoor, die een wat dit toepas en die een wat doen. Dit gaan oor meer as om net te luister. Dit gaan oor meer wat ons weet en praat, en dit gaan oor meer as net om te luister. Die Here daag ons uit tot aksie. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees. Jakobus 1 sê, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julleself. Julle sal saamstem as jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie. Is dit so goed jy kyk na jou gesig in die spieël sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Jy bekyk jouself en gee pad en vergeet wat jy gesien het. As jy egter verdiep in God se volmaakte wet, die wet wat 'n mens vry maak, en jy doen wat die wet sê en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy God se seën verwag op wat jy doen. Halleluja. Spreuke 10 vers 25 sê, wanneer teëspoed kom, weer eens wanneer sal dit soos teëspoed kom soos 'n storm, wat is die goddelose daarmee heen, maar die regverdiges bly stewig staan. Dan die laaste stuk gaan oor die reaksie van die mense en ek sluit af. Dit is baie interessant hoe die mense reageer het. Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy lering. Omdat hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Hulle skrifgeleerdes het gewoonlik net gegaan en aangehaal wat vorige rabbies gesê het en gebou op wat vorige rabbies gesê het. En hulle autoriteit lê eintlik in dit wat die vorige rabbies gesê het en dan moet hulle die hele tyd goed sê wat nie in kontras is met wat die ander rabbies gesê het nie. So hulle herhaal eintlik net die hele tyd en baie keer is daar iemand wat hier iets verkeerd gesê het en dan raak dit 'n vreeslike spul dwaallering. Hoekom die fariseërs geëindig het soos wat hulle geëindig het. Jesus het egter nie net kom en gepraat en ander rabbies aangehaal nie. Hy het gepraat met iemand wat gesag het en die waarheid gepraat het. Maar 'n stapie verder gevat het, hy is die waarheid. En hy is die voltooiing en die fulfillment van die wet. Hy is die waarheid. En hy is fulfillment. Mens kan nou lank praat, hierdie is eintlik 'n hele preek op sy eie wat ek nou regtig nie vandag gaan doen nie. Die bergpredikasie julle bevestig die gesag van Jesus. As mens gaan kyk en mens gaan lees dieper, dan kom mens agter
ou wat slimmer is as ek sê, daar so 7 areas waar Jesus se gesag either begin het of establish is van wat sy gesag is. En verder in die Bybel, soos dit mense aanlees deur sy lewe en deur sy bediening, kan mens dit baie duidelik en van die gevalle baie duideliker sien. En dit is 'n preek op sy eie, maar ek wil dit net deurlees want ons besef en ek wil hê jy moet hierdie hoor, want Jesus praat met gesag. En later in die Bybel sien ons ook, die Vader het vir my alle gesag gegee. Maar julle, die Jesus roep ons om in hom te wees. Dan kan ons vanuit sy gesag in hierdie wêreld operate. Nie uit ons eie gesag nie. As ons op daai smal pad loop, doen ons dit vanuit die krag en die gesag van Jesus Christus. Dis uit die gesag van Jesus Christus dat ek 'n goeie boom is wat goeie vrug dra. Dis uit die gesag van Jesus wat ek 'n huis kan bou op 'n rots wat sal staande bly. Dis uit die gesag van Jesus en wat hy gedoen het wat ek kan sê, Here, Here. En hy sal vir my sê, well done, good and faithful servant. Ek gaan regtig nie nou hieroor praat, maar ek wil dit noem want dit is belangrik. Jesus se gesag is bevestig en beklemtoon as 'n leraar. As teacher. Wat gepreek het met absolute gesag, wat gelewe het met absolute gesag as 'n leraar, wat nie net dit wat hy sê is waar nie, hy het dit bevestig deur sy dade. Hy is bevestig as die Christus, the anointed one, die Messias. Hierdie het later duideliker geraak. Maar net vroeër in die bergreding sê hy, ek het gekom. Ek het gekom. Hy is die Here. In die stuk wat ons vandag gekyk het, bevestig hy homself as die Here. Ons sien Daniël praat van dit en dit is eintlik die waarword van 'n profesie. Hy is die Here. Wat beteken hy is Lord over us. Hy is ons verlosser. Hy wys vir ons die weg na die poort. Hy is die weg. Hy is die regter wat sal oordeel. Hy is die seun van God. Hy verwys die hele tyd na God as my Vader. En hy is self ook God. En die vraag is, ken jy hom en ken hy jou? Ek kan nie daai vraag antwoord nie. En julle, die amazing ding is, ons kan sekerheid hê. Want die sekerheid lê nie in my en jou nie, die sekerheid lê in die werk wat Jesus gedoen het. Aanvaar jy dit en laat jy toe dat daai krag en autoriteit deur jou werk. Ek wil afsluit. Ons tema aan die begin van die jaar was Return to the Heart of Worship. En ek het dit vorige keer dat ek gepraat het so in die verbygaan genoem. Toe Rian gepreek het, het hy gevra, as die Jesus hier was, waaroor dink julle sou hy gepreek het? En Magdrie het daar uitgeroep en gesê, in die begin van die jaar het ons hierdie gekry. En dis my paraphrase van wat ek gehoor het wat sy sê, is, waar is ons met dit? Hoe het ons gevorder? En julle, ek wil vandag voor julle staan en ek wil sê, julle ontstaan aan die einde van die jaar waar die Here vir ons 'n woord gegee het. En my vraag is, ons as gemeente kan dit corporately, kan ons daarna kyk en ons kan saam bid en met die Here hoor oor die gemeente, maar ek wil vir jou vandag vra, waar staan jy met die woord wat die Here vir ons in die begin van die jaar gegee het? Jy kan dink, hoekom vra ek dit, maar Jesus kom aan die einde van sy preek en die mense was verstom, die mense was verbaas. In die begin van die jaar was dit soos, yes, hierdie is 'n cool woord en dit was keer op keer bevestig deur ander mense wat hier was, random artikels in tydskrifte. Dit was die hele jaar deur die Here die woord net so bevestig en bevestig en bevestig. Ons was verstom. En die gevaar is, ons kan ook staan aan die einde van 'n preek, soos wat die mense na Jesus gekyk het en verstom was, en dan 'n paar oomblikke later om in 'n kruis vasslaan. Om verstom te wees verander nie een lewe nie. Om te dink iemand het 'n great preek gehad, verander nie een lewe nie.
Lewe verander wanneer ons dit erken is die woord van God en dit toelaat dat dit my lewe radikaal verander. Dat die Heilige Gees my kom transformeer, my lewe rig, my lewe draai terug na Jesus toe. As daar enige plek in my lewe was wat nie in lyn was met Jesus nie. Ek praat hard vanoggend. En die laaste ding wat ek wil hê, jy moet die uitstap en condemned wees, dis nie my hart nie. Hierso is hoop, want daar is nog steeds 'n uitnodiging. Daar's 'n uitnodiging om die fondasie waarop jy bou te verander. Daar's 'n uitnodiging as jy op 'n breë pad loop, om op te hou op daai pad loop en 'n nuwe pad te kies. Daar's hoop. Week na week is die mense wat hier staan en woord bring en woord bring en woord bring. En week na week besef ek, Here, is ek besig om die woord wat U bring 'n lewende realiteit in my lewe te maak. Of stap ek weg? Wow. Verstom van 'n great preek, maar ek gaan aan met my lewe. Julle, as ons glo die Here praat, dan moet ons regtig luister. As ons glo die Here sê ons moet terugdraai na sy hart, na aanbidding, dan moet ons luister. En in hierdie jaar wil ek in dieselfde asem sê, was daar getuienisse, was mense wat deur die doopwaters is, en daar so is mense wat se lewens radikaal verander het. Deur genade. Halleluja. En ons moet elkeen van daai mense se lewens wat verander het, moet ons celebrate. En dit moet 'n getuienis wees, as die Here dit vir iemand anders gedoen het, kan hy dit vir my ook doen. Is julle met my? Ek voel asof ek nou baie hard hier neergekom het. Alles in hierdie bergprediking bou eintlik op na Jesus wat vir jou vra, is jy bereid om gehoorsaam te wees? Klomp goed was gesê, maar is jy bereid om gehoorsaam te wees? Dit gaan kom met 'n prys. Dit gaan nie maklik wees nie, maar is jy bereid om gehoorsaam te wees? Nie net amazed nie, gehoorsaam. En as jy gaan bereid wees om gehoorsaam te wees, gaan jou lewe absoluut radikaal onderste bo wees wat die wêreld dink. Maar dit is absoluut worth it. Ek wil dat ons afsluit as julle my sal vergun. Ek wil Karel, waar is Karel? Ek kan hom nie eens sien nie. Daar is hom. Ons gaan dit doen. Ons gaan 'n lied sing, maar ek wil eintlik net die lied as 'n geleentheid gebruik. Jy kan dit saam sing of nie. Ek wil vir jou die geleentheid gee om met die Here te praat. Marius, ek weet nie of jy iets op jou hart het wat jy wil sê, niks. Waar staan jy? Want daar is so 'n ken jy hom en ken hy vir jou? Waar bou jy? Het is okay om amazed te wees, maar die amazement moet oorgaan in gehoorsaamheid. En die gehoorsaamheid moet gewortel wees in ware geloof, wat oorgaan in ware dade, ware gehoorsaamheid. Ek wil vra dat ons staan, die wat kan en die wat bereid is. Ek het nou, toe hy nou vra, of ek iets het om te sê, herinner die Here my aan, toe ek vanoggend kerk toe kom, het hy die saak van sy liefde kwaai op my hart gesit, en hy het vir my die woorde reguit eerstens vir my gegee. En ek het nogals 'n nota daarvan gemaak, en na Baldie se boodskap, maak dit vir my soveel sin. Hy het vir my gesê, get back into fellowship of my love. Get back into the fellowship of my love. En dis waarom ek jou wil uitdaag vanoggend, grond van hierdie boodskap. Ons het te doen met die liefde van die Vader, wat van ewigheid tot ewigheid is, 'n getroue, vaste liefde. En is ons wat uit dit uitstap, ons sit ons voet uit dit uit. En die Here roep ons terug. Kom net terug aan my liefde in. Step back into the fellowship of my love. Here, dankie dat ons as u kinders
U wedergebore kinders, Here, geplaas is stewig in U koninkryk. U koninkryk, soos wat die skrywer van Hebreërs sê, unshakable is. Die aarde sal skud en daar kom 'n dag waar die aarde weer sal skud, maar Vader, ons sal nie skud nie, want ons is in U. U sal die goed wat mens gemaak is, wat nie van U afkom nie, Here, sal U losskud en uitskid uit ons lewens uit. En Here, ek kom bid, Here, dat U sal aanhou ons sal kom losskud, sodat die goed wat nie van U af is nie, sal losbreek en uitbreek uit ons lewe, sodat slegs dit wat uit U hand uitkom en dit wat U in ons lewe wil hê, sal oorbly. Your kingdom is unshakable, and you are a consuming fire. Here, dankie dat as ons op U gebou is, Here, dat ons sal lewe in oorvloed. Dat die wêreld ons nie uitmekaar uit sal kan skud nie, want ons is gebou op U, die ewige rots. Amen. Mag julle in die Here se genade en sy liefde en in sy krag uitgaan. Mag julle meer as net verbaas wees oor Here se goedheid en wie hy is. Mag julle lewe en wandel in sy krag en autoriteit, soos wat julle hier uitgaan. Amen.